Nou dat ons die funksie van die hiperbool mooi onder die knie het, gaan ons begin kyk na die vertikale verskywings van 'n hiperbool. Wanneer hierdie hiperbool nou 'n vertikale verskywing ondergaan, beteken dit sy vergelyking, die standaardvorm van sy vergelyking verander nou. Nou het ons 'n nuwe standaardvorm. As ons kyk na hierdie nuwe standaardvorm met vertikale verskywings, beteken dit hy skuif op en af. So ons nuwe standaardvorm waarmee ons werk is fx is gelyk aan a op x plus q. Onthou, dit kan ook mos nou wees y is gelyk aan a op x plus q. Maar meestal wanneer ons met funksies werk ons met die skryfwyse van fx. Nou hierdie q laat die grafiek op en afskuif. So wat baie belangrik is nou, as q groter is as 0, dan skuif die grafiek op. En as q dan nou met ander woorde kleiner is, wat gaan dan gebeur? Dis reg, my grafiek gaan dan nou afskuif. Goed, so die enigste verandering wat nou plaasvind, is my horisontale asymptoot, want die feit dat my grafiek op en afskuif beïnvloed my horisontale asymptoot. So ons gaan sommer net weer deur die paar goed van die vorm. As a groter is as 0, dan bly my grafiek in my eerste en in my derde kwadrant. As a kleiner is as 0, dan is my grafiek in my tweede en in my vierde kwadrant. Maar nou kan hy wel 'n x-as afsnit hê. As ons nou die x-as afsnit moet uitwerk, hoe gaan ons nou weer dit doen? Net soos by al die ander funksies, ons stel vir y gelyk aan 0. Skryf net die stappe so neer. My y-as afsnit gaan nog steeds geen wees nie, want hy gaan nou wel nog nie my y-as sny nie. So ek het nog geen y-as afsnit nie. My vertikale asymptoot bly dus die vergelyking x gelyk aan 0, want hy gaan nog steeds nie my y-as sny nie. So hy gaan nog baie naby aan my y-as kom, maar hy gaan nog steeds nie my y-as sny nie. My horisontale asymptoot verander nou wel. Hoekom gaan my horisontale asymptoot verander? Ons gaan nou die rede daarvoor mooi behandel. As ek het my horisontale asymptoot se vergelyking gaan wees y is gelyk aan q. As my vergelyking van my lyn nou y is gelyk aan a op x plus q is, en ek wil nou vir x oplos, dan gaan ek nou die vergelyking mos herskryf om x alleen te kry. So daai moet word y minus q is gelyk aan a op x. My volgende stapie gaan ek maal met x aan albei kante. Met ander woorde, ek gaan kry x maal met y minus q is gelyk aan a. As ek nou x alleen wil hê, gaan ek deel deur y minus q. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry nou x se vergelyking gaan gelyk wees aan a op y minus q.
As y minus kie nou gelyk is aan 0, dan beteken dit mos hierdie vergelyking van my gaan nou weer ongedefinieerd wees. Met ander woorde, y minus kie mag nie gelyk wees aan 0 nie, so y mag nie gelyk wees aan kie nie. Daarom is my horisontale asymptoot y gelyk aan kie. Ons sal dit vir julle meer sin maak, die oomblik as ons met getalle begin werk. 6. My simmetrieasse moet ook nou, omdat die grafiek opgeskuif het, moet my simmetrieasse ook opskuif. Met ander woorde, y moet gelyk wees aan x plus kie, want hy moet ook met daai kie opgaan, en my negatiewe gradiënt moet ook met kie opgaan. So my vergelyking van my simmetrieasse gaan nou wees, y is gelyk aan x plus kie, en y is gelyk aan minus x plus kie. My definisieversameling gaan nog steeds oor my x-waardes, en x mag nog steeds nie gelyk wees aan 0 nie. X is 'n element van reële getalle. My waardeversameling gaan steeds oor my y-waardes, en y mag nou nie gelyk wees aan kie nie, want dis my nuwe horisontale asymptoot, y 'n element van reële getalle. So kom ons kyk nou na ons voorbeelde, dan gaan julle nou baie mooi duidelik sien hoe dit werk. Ons eerste voorbeeld sê vir ons, skets die grafiek van y gelyk aan 3 op x minus 2. So die eerste ding wat ons sien, is dit is wel 'n hiperbool, want ek het 'n resiprookfunksie, my x is in my noemer, en die ander ding wat ek nou oplet, is hierdie grafiek het nou 2 afgeskuif. Met ander woorde, ons begin ons stappies van stappie 1 af. Ons vorm sê vir my, a is groter as 0, met ander woorde, my grafiek lê in my eerste en in my derde kwadrant. My tweede stappie sê vir my, ek kan my x-as afsnit nou uitwerk. Omdat hierdie grafiek nou afgeskuif het, beteken dit hy gaan wel 'n x-as afsnit hê, so ek stel vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry 3 op x minus 2 is gelyk aan 0. Dan kry ek 3 op x is gelyk aan 2. Ek gaan vermenigvuldig met my x, so ek kry 2x, en dan moet ek nou weer deel deur 2, wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 3 op 2. Die ander ding wat ons mos nou al geleer het met 'n kort pad, is ons kan net hierdie, as x in my noemer is, kan ons hulle 2 net omruil. Met ander woorde, ons kry x is gelyk aan 3 op 2. Derde ding is my y-as afsnit. Hy gaan nog steeds nie my y-as sny nie, né? So my y-as afsnit is nog steeds geen. Dan kry ek my vertikale asymptoot. My vertikale asymptoot verander ook glad nie. My vergelyking van my vertikale asymptoot bly x gelyk aan 0. My vergelyking van my horisontale asymptoot is egter nou y is gelyk aan kie, wat nou minus 2 is, né? So, as ons nou hierdie sketsie gaan teken, dan het ons x-as
en ons y-as. X gelyk aan 0 bly steeds my vertikale asymptoot. My horisontale asymptoot is nou die lyn y gelyk aan -2. So ek het nou 'n horisontale asymptoot y gelyk aan -2. Dan sien ek nou, ek het 'n x-as afsnit by 3/2. My grafiek sien ek lê in my eerste en in my derde kwadrant. Met ander woorde, my grafiek gaan in my eerste en in my derde kwadrant. Dit is maar 'n nuwe, asof hierdie asymptoot 'n nuwe assestelsel maak, nee? Hy het mos nou net afgeskuif. Met ander woorde, my hele grafiekie skuif af. Vir hierdie grafiekie in die se kurwe, sy aparte kurwe in die derde kwadrant, sal ek nou maar net 'n willekeurige punt insit, so ek sal kies dat as x gelyk is aan -3, werk ek uit dat y gelyk is aan -3, so ek sal die punt -3 net inteken op my grafiek. Dit is voldoende inligting om die grafiek te teken. As ons nou verder gaan kyk na my simmetrieasse. My simmetrieasse is nou y is gelyk aan x min 2 en y is gelyk aan minus x min 2. So dit wat met my oorspronklike grafiek gebeur het, gebeur met my simmetrieasse ook. So hulle het nou afgeskuif, met ander woorde, hulle gaan daardeur die punt waar my vertikale en horisontale asymptoot mekaar sny. Met ander woorde, y is gelyk aan x min 2 en my ander ene, my een met my negatiewe gradiënt, het die vergelyking y is gelyk aan minus x minus 2. Baie belangrik is die feit dat hy hier sny, waar die horisontale en die vertikale asymptoot mekaar sny. Goed, so ons sien verder ons definisieversameling wat oor ons x-waardes gaan, is x is nie gelyk aan 0 nie. X is 'n element van reële getalle en my waardeversameling sê vir my y is nie gelyk aan min 2 nie, want dis my nuwe horisontale asymptoot. Y is 'n element van reële getalle. Ons tweede voorbeeld waarna ons kyk, het ons fx is gelyk aan minus 2 op x plus 4. Nou wat julle hier kan raak sien, my plus 4 is my kie, met ander woorde, hy het 4 opgegaan. So as ons kyk na sy vorm, gaan ons sien a is kleiner as 0, met ander woorde, hy is in my tweede en in my vierde kwadrant. Omdat hy nou opgeskuif het, gaan hy wel 'n x-as afsnit hê. Ons bepaal ons x-as afsnit nou weer hoe. Is reg, ons stel vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, ons gaan hê 0 is gelyk aan minus 2 op x plus 4. So ek kry 2 op x is gelyk aan 4. Met ander woorde, ek kan sê x is gelyk aan 2 op 4. Ek vat nou sommer die kortpad om hulle twee om te ruil, né?
dan kry ek x is gelyk aan 'n half. Met ander woorde, 'n half en 0 is my x-as afsnit. Hy gaan nog steeds nie 'n y-as afsnit hê nie, want x kan nie gelyk wees aan 0 nie. Die oomblik as x gelyk is aan 0, is my vergelyking mos ongedefinieer. As ek nou kyk na my vertikale asymptoot, my vertikale asymptoot is x gelyk aan 0. My horisontale asymptoot het nou wel verander, né? My horisontale asymptoot is my waarde van q. So my horisontale asymptoot kan ek nou sê is y is gelyk aan 4. So as ek hierdie sketsie nou gaan teken, ek het my x-as en my y-as, en my vertikale asymptoot is x is gelyk aan 0. My horisontale asymptoot kry ek is nou by y gelyk aan 4. Met ander woorde, hierdie punt waar hy hier sny, my horisontale asymptoot is waar y 4 is. Ek het nou gesien my x-as afsnit is 'n half. Met ander woorde, as ek hierdie sketsie teken, gaan hy hier by 'n half sny. My been wat nou in my tweede kwadrant is, hang nou so half in die lug, so ek sal maar weer net 'n punt kies, en as ek kies dat x min 2 is, en ek werk dan die y-waarde uit, kry ek die y-waarde is 5. So dit is dan nou my sketsie van die vergelyking fx gelyk aan minus 2 op x plus 4. As ons nou gaan kyk na ons simmetrieasse, onthou my simmetrieasse moet deur my punt gaan waar my horisontale en vertikale asymptoot mekaar sny. So dit word die een met die positiewe gradiënt is x plus 4 en die een met die negatiewe gradiënt is minus x plus 4. So as ek hulle teken, beteken dit, want onthou my simmetrieas moet ook skuif, want my simmetrieas moet van so 'n aard bly, dat as ek my skets toevou op my simmetrieas, dat my twee bene op mekaar lê. Soos wat die een skuif, moet die ander skuif. So, daar het ek my twee lyne minus x plus 4. En onthou, hulle gaan hier deur die punt waar die horisontale en die vertikale asymptoot mekaar sny. Nou na ons laaste voorbeeld waar ons nou na gaan kyk. Onthou, die vraag vra weer skets vir ons die volgende funksie. Het ons 2x plus 4 op x. Nou die baie belangrike ding wat ons nou hier moet erken, wanneer ons 'n x in die noemer het, moet dit al vir ons die gedagte gee van 'n hiperbool. Goed, so die eerste ding wat ons moet doen is om hom te skryf in standaard vorm, want julle kan nou sien, hy is mos nou glad nie in standaard vorm nie. En ons standaard vorm lyk mos nou na y is gelyk aan a op x plus q.
So ons gaan die wiskunde nou doen om hom in sy standaard vorm te kry. En wanneer ons 'n breek het, kan ons die twee tellers apart sit op my noemer, né? So ons het mos nou, ons brei hom weer uit, soos die stappie voordat ons hulle bymekaar getel het. Nou kan ons hier duidelik sien, my x'e gaan uitkanselleer, met ander woorde, ek kry 2 plus 4 op x. Nou as ek hom nou net mooi in my standaard vorm skryf, dan kry ek nou 4 op x plus 2. En met hierdie plus 2, kan ek nou sien, dit is nou 'n hiperbool wat 2 eenhede opgeskuif het. Goed, so kom ons begin met al ons bewerkingkies wat ons doen, voordat ons hom nou kan teken. In die eerste plek kyk ons na sy vorm. Sy vorm sê vir my, a is groter as 0, met ander woorde, hy lê in my eerste en in my derde kwadrant. Omdat hy opgeskuif het, gaan hy nou beslis 'n x-as afsnit hê. Hoe bereken ons nou weer ons x-as afsnit? Dis reg, ons moet vir y 0 maak. Met ander woorde, ons kry 4 op x plus 2 is gelyk aan 0. Onthou, my tweekie gaan oor, in die oomblik as hy nou sy tasse pak en hy trek, verander sy teken. Ek gaan nou met ander woorde maal met x aan albei kante, so ek gaan kry 4 is gelyk aan minus 2x. Ek wil my x'ie alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur minus 2. Ek gaan nou deel deur minus 2, wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. Met ander woorde, ek kry daarom dat x gelyk is aan minus 2. So my x as afsnit is die punt minus 2 en 0. Die derde een wat ons moet bepaal is my y as afsnit. En hy het geen y as afsnit nie, want my y as is my asymptoot. Want onthou, x mag nie gelyk wees aan 0 nie, né? As ons deel deur 0, dan gaan ons 'n ongedefinieerde vergelyking kry. So, daarom het hy geen y as afsnit nie, want my vertikale asymptoot is die lyn x gelyk aan 0, wat mos my y as is. Goed, dan kry ons horisontale asymptoot, en onthou, omdat hy nou opgeskuif het, gaan dit beteken hy het wel 'n horisontale asymptoot. Ok, hierdie horisontale asymptoot is y gelyk aan 2. Die rede hoekom hy 'n horisontale asymptoot het, is as ek nou weer kyk na y is gelyk aan 4 op x plus 2. As ek nou x die onderwerp wil maak, gaan ek kry dat y minus 2 is gelyk aan 4 op x. Ek maal met my x'ie aan albei kante. Onthou, so as ek gaan vermenigvuldig met x aan albei kante, dan gaan ek kry x maal met y minus 2 is gelyk aan 4. Nou deel ek weer deur my y minus 2, met ander woorde, ek het 4 op y minus 2. Dit beteken daarom nou dat y minus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, want anders is my vergelyking ongedefinieerd. Met ander woorde, y mag nie gelyk wees aan 2 nie. Dis hoekom hy 'n horisontale asymptoot het van 2. Goed, so kom ons kyk as ons sketsie nou teken. Ek het my x-as en my y-as. Hier gaan hy altyd deur die oorsprong, so kom ons teken hom in. Hy het 'n horisontale asymptoot van y gelyk aan 2.
So dit gaan ek nou eers inteken. Goed, so daar is my horisontale asymptoot y is gelyk aan 2 en onthou jy benoem ook die punt op jou grafiek. Goed, so ek het nou ook gesien my x as afsnit is die punt min 2 en 0. So hierso deur hierdie punt min 2 gaan my grafiek en hy gaan dus omdat my grafiek in die eerste en die derde kwadrant lê, so ek teken dan my grafiekie met my punte. Goed, so, kom ons kyk, daar is ons grafiek nou geteken, nou kry ons simmetrieasse, né? Onthou, ons simmetrieasse is nou die nuwe asse wat deur daai lyn gaan loop. So as ek kyk na my simmetrieasse, kry ek my een simmetrieas gaan wees x plus 2 en my ander simmetrieas gaan wees minus x plus 2. Vergelyking van my simmetrieasse. So kom ons teken ons simmetrieasse in. Ons gaan die lyn hê hierdie is my positiewe simmetrieas of my simmetrieas met my positiewe gradiënt en dit is nou die simmetrieas wat se vergelyking gelyk is aan y is gelyk aan x plus 2. My negatiewe simmetrieasie is die lyn wat die negatiewe gradiënt het, maar onthou sy y as afsnit ook is nou 2, want hy het mos ook nou 2 eenhede opgeskuif. So, die vergelyking van hierdie lyn is y is gelyk aan minus x plus 2. Terwyl hierdie grafiek nou so in die middel lê en geen eintlike koördinaat het nie, kan jy na willekeur vir hom 'n koördinaat kies. So ek het nou sommer gedink aan as x gelyk is aan 2, wat gaan die y-waarde wees as x gelyk is aan 2? Dan is my y-waarde 4. So hy lê ook nou sommer op daai simmetrieas, die punt 2 en 4. As ek nou verder gaan kyk, het ons mos nou gesê, ons moet kyk na die definisieversameling. By ons hiperbool is ons definisieversameling nog elke keer x is nie gelyk aan 0 nie, x is 'n element van reële getalle. Ons waardeversameling word gegee deur y wat nie gelyk mag wees aan 2 nie, en y is 'n element van reële getalle. Nou goed, dit was dan ons laaste voorbeeldjie. Julle kan nou hierdie hiperbole inoefen deur julle huiswerk te voltooi. Ek hoop julle geniet elke oomblik. Onthou, practice makes perfect.